Goeiemôre gemeente. Het is lekker om saam met u vanmôre hier in die Here se teenwoordigheid te wees en saam met julle vir 'n oomblik stil te word in sy teenwoordigheid, maar ook te weet dat as ons in sy midde is, soveel meer is hy in ons in. Ek bevind myself hierdie week weer met daai gedagte, hoeveel keer in 'n dag gaan ek nie maar net aan nie, met hierdie wete dat God my nooit gelos het nie. En dat ek vir oomblikke in my dag myself net weer na hom toe kan draai en agter te kom, maar wat ek met my dag aangegaan het God nie. Hy het saam met my beweeg, hy het saam met my geloop. En dan is 'n ou weer so dankbaar vir die wonderlike werk van die Heilige Gees, die teenwoordigheid wat hy in ons lewens en die spasie wat hy in ons lewens vir homself kom uitkap. En dat ek en jy dan ook weer vanmôre die voorreg het om so voor hom te kan wees en net so bietjie die dinge van hierdie laaste week agter ons te kry, sodat ons in hierdie oomblikke by hom alleen kan wees. Ons gaan vanmôre weer saam sing. Ek gaan nou Jesus groot bo almal gaan ons saam sing. Ek het met Henty so gereël gemeente, ons gaan dit vanoggend so 'n bietjie anders doen. Ons gaan so bly sit. Die eerste keer, ons gaan hom 2 keer sing. Die eerste keer gaan ons dit met die orgel saam sing. Die tweede keer gaan ons dit sonder die orgel, net met ons stemme saam sing. So kom ons maak die Here se naam groot. Groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, lewende woord. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland Immanuel. God is met ons, reddende Here, lewende woord. Die Here is my sterkte en my beskermer. Op hom het ek vertrou. Hy het my gehelp en daarom is ek bly. En ek wil hom loof met my lied. Die Here is 'n sterkte vir sy mense, 'n veilige beskutting vir sy gesalfde. Red die volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle 'n herder en sorg altyd vir hulle. Genade, barmhartigheid en vrede. Dit is wat God die Vader vanmôre vir jou beloof. En hy doen dit deur die onbeperkte liefde. Die genade en die grense van daai liefde wat nooit oorskry kan word nie deur Jesus Christus. En hy kom maak dit vas met die werk van die Heilige Gees vir altyd en ewig. Amen. Dankie vriende, ons gaan staan. Ons gaan ons loflied aan die Here bring. Lied 205, bring lof aan die Vader. Staande gaan ons sing vers 1 en vers 3. Bring lof aan die Vader, verheerlik die Seun, vir liefde, genade, verlossing en steun.
dat elkeen wat glo nie verlore mag gaan, maar ewig voor hom as verloste kan staan. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade ons sonde versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ons lof, ons aanbidding, o Vader, ons lied, is nietige klanke deur kinders gebied. Dat ons sien, U ons nood en verhoor ons gebed, oneindig die liefde wat U vir ons het. Loof die Heer, sing gelowiges saam. Loof die Heer, prys sy heilige naam. Hy kom uit genade ons sondes versoen, dat ons hom vrymoedig ons Vader kan noem. Ek is welkom om saam met my te blaai na Jakobus hoofstuk 1. Ons gaan die laaste perikoop van die eerste hoofstuk lees, van vers 19 tot 27. Jy is welkom om saam met my daar oop te maak, die woord van die Here in ontvangs te neem. Wat 'n geweldige interessante woord kom nie in hierdie gedeelte voor nie, en dit is eintlik waarop die tema vanmôre rus, die woord ingeplant in jou lewe, ingeplant in jou hart, en dit kom, die frase kom vanmôre uit hierdie gedeelte uit. In Jakobus hoofstuk 1 vers 19, die opskrif in die 83 is hoor en doen. En as jy daar oop is, kom ons lees dan saam uit die woord van die Here. My liewe broers, dit moet julle in gedagte hou. Elke mens moet maar te gewillig wees om te luister. Nie te gou praat nie en nie te gou kwaad word nie. 'n Mens wat kwaad word, doen nie wat voor God reg is nie. Daarom moet julle al die sedelike vuilheid en ongeregtigheid opruim wat so welig tier en ootmoedig die woord aanneem wat God in julle geplant het. Want die woord kan julle red. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, hy gaan van die spieël af weg en dan vergeet hy dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in alles wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, dan bedrieg hy homself. Sy godsdiens is waardeloos. Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van
die wêreld. Ons moet nie die tweede gedeelte van daai sin mis nie, is om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld. Dit is die woord van die Here. Kom ons doen die gebruikelike, ons staan en dan bid ons saam. Hemelse Vader, daar is vanmôre groot blydskap in ons hart. Want U is die Here en U is die koning van ons lewe. En ons het vanmôre die voorreg om as U gemeente te vergader voor die woord. Om aan U die eer te gee vir dit wat vir ons oorgelaat is, dat dit ons vandag kan kom vorm. En daarom, Hemelvader, bring ons aan U die eer, want as ons met U woord besig is, dan is die woord baie meer met ons besig. En daarom vra ons oor dierbare Gees, hou ons sensitief, maak ons harte oop, sodat U vanmôre diep kan kom werk. Dierbare Here Jesus, dit is vir hierdie woord wat U U lewe gegee het, sodat elke een wat dit vind, hulle self verloor, maar hulle lewe kry. En daarom eer ons U vanmôre, dat U die Verlosser en die Here van ons lewens is. Kom dan, Here, kom praat met ons as U kinders. Kom werk in ons, kom grou uit wat nie aan U behoort nie, kom vervang dit met hemelse eienskappe, sodat ons dan ook vanmôre ons oog op die wenstreep kan hou. Dit is ons gebed in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ja, gemeente, dit kan op die oog af lyk na 'n baie maklike, eenvoudige gedeelte. Maar David Nystrom is 'n skrywer, 'n teoloog, hy het my so bietjie gehelp hierdie week om so bietjie sin te maak van hierdie gedeelte. En David Nystrom praat van 4 soorte mense wat vandag in die kerk is. En hierdie 4 soorte mense speel hy af met 2 woorde. Vinnig en stadig. En as ek nou vanmôre hierdie 4 soorte mense vir julle gaan gee, dan wil ek vir jou vra, watse een is jy? Is jy nommer 1, nommer 2, nommer 3 of is jy dalk nommer 4? En dit is die 4 soorte mense vandag in die kerk, en wanneer die woord van die Here dan verkondig word, is die eerste soort mens hulle wat vinnig hoor en vinnig vergeet. Dit gaan nie by hulle in nie. Dit skiet nie wortel nie. Dit vind nie 'n pad op jou hart nie. Dit kry nie 'n vashakplek nie. Die woord van God gaan in en die woord van God gaan uit. Jy hoor vinnig en jy vergeet vinnig. Die tweede soort mens is hulle wat stadig hoor en stadig vergeet. Dis mense wat dit so bietjie langer vat om by die goed van die Here se woord uit te kom, en hulle vat eers 'n bietjie ompaaie, hulle gaan probeer eers bietjie hulle eie ding, hulle eie resepte, maar éventueel wanneer die Here se woord na hulle toe kom, en dit kom in die vorm van 'n dagboek, of in die vorm van iemand wat praat, of iets sê, of die Here se woord self lees, dan vind daai ding grond, en hulle vergeet dit moeilik, hulle hou dan daaraan vas. Maar dan kry jy 'n derde soort mense, en ek dink dis amper die ideale prentjie waar ons moet wees. Dis hulle wat vinnig hoor en stadig vergeet. Dis mense wat absoluut net by God gaan sit, en wat hulle hele lewe wil inrig volgens sy riglyne, wat net wil weet, wat is dit wat Jesus van my wil hê, en daar wil ek bly, daar wil ek my lewe inrig, ek wil net op die Here se paaie wees, en ek wil nie vergeet hiervan nie. Dis die gelukkige soort mense. Dis die gelukkige soort mense wat jy ek dink baie min in die kerk van kry. En dan is daar 'n 4de soort mense, en dis hulle wat stadig hoor en vinnig vergeet. En dis bose mense.
Hulle ore is bot toe. Hulle luister vir niks nie, hulle luister vir niemand nie, hulle volg hulle eie paaie, hulle maak net wat hulle wil. So af en toe, sal iemand vir hulle iets sê, wat so bietjie by hulle kom resoneer, maar dan gaan doen hulle net iets om weer te vergeet wat hulle gehoor het. En dit is dalk vanmôre die 4 soorte mense, en ek wonder by myself, waar bevind jy jou? En nou as julle soos hierdie mannetjie hier voor is, dan sal julle dink, ons is maar in nommer 2. Ek is iemand wat lank vat om regtig te gaan soek wat die Here wil hê ek moet doen. Want baie keer is ek maar eie wys, baie keer wil ek maar dinge op my eie manier doen. Totdat die Here my op 'n stadium so bietjie kom regruk en vir my kom sê, Joe, daar's nie net jou pad nie, ek het daarom ook vir jou 'n pad. En dan as ek dit vind, dan stiek dit by my, dit bly. En dan vorm ek my lewe daarin. Dalk is jy vanmôre die gelukkige een, jy's in nommer 3. Jy hoor vinnig en jy vergeet stadig. Jy wil net absoluut by die Here en by sy woord bly. Jy soek hom op 24 uur van die dag. Elke liewe situasie van jou lewe draai jy na hom toe, sodat jy by hom kan gaan uitvind, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Maar David Nystrom sê, die realiteit is, die meeste mense in die kerk is of in nommer 1 of in nommer 4. Dis mense wat soos Jakobus hier gesê het, vir hulle self in 'n spieël gaan kyk, mooi kyk hoe hulle lyk, en as hulle by die spieël wegstap, dan het hulle vergeet. Die spieël wat die Here vir hulle opgehou het, het hulle self in raak gesien, hulle sien hulle foute, hulle sien hulle tekorte, maar die oomblik as hulle wegdraai, doen hulle niks aan dit nie. En dit is wat Jakobus vanmôre na jou en my toe bring. Jakobus is 'n geweldige, interessante persoon. Ek noem Jakobus eintlik die Salomo van die Nuwe Testament. Want as jy Salomo se Spreuke met Jakobus se boek sou vergelyk, dan sal jy agterkom dat Jakobus eintlik die praktiese gelowige in die Nuwe Testament is. Net so Salomo in die Ou Testament, as jy gaan Spreuke lees, hoe hy so baie keer vir jou gesê het, 'n wyse mens maak so, 'n dwaas maak so, in dieselfde lyn kom Jakobus in die Nuwe Testament, en hy probeer dit ook vir ons wys. Hy wil vir ons wys dat geloof nie net 'n ding is wat hier op jou kop moet kom lê nie. En jy weet gemeente, ons is goed daarmee. Ek weet van min mense vandag in die kerk wat nie goeie teologiese gesprekke met jou kan voer oor vloek nie. Hulle kan vir jou alles vertel oor hoe sleg dit is om te vloek, hoe om verkeerd te praat, om die Here se naam te misbruik, teologies. Maar dit vind nie prakties in hulle lewens plaas nie. Hulle stap by die spieël weg, en die eerste ou wat hulle kwaad maak, kan nie sien hom nie eers skoon was nie. Jakobus kom sê vir ons, geloof is nie 'n kopding nie. Geloof moet hier na jou hart toe gaan. Nou as jy vanmôre saam met my hierdie paar verse gelees het, sal jy agterkom dat geloof met al 5 ons sintuie te doen het. En dit is wat vir my so kosbaar is. In vers 19 sê Jakobus, pas op vir dit wat jy hoor. Kyk na jou oë. Pas op vir dit wat jy sien. Maak seker dat jou oë gerig is op dit wat goed en reg en volmaak is. En dan sê hy in vers 21, pas op wat jy hoor. Maak seker daar's 'n wag voor jou ore, dat die wêreldse stemme en die geraas en die geluide van die wêreld nie by jou inkom nie. En dan praat hy in die volgende gedeelte van jou hande, dat dit wat jy hoor moet jy gaan doen. Jy moet gaan tasbaar betrokke wees in God se koninkryk, in sy wêreld. En dan praat hy ook van jou tong. En hy spandeer eintlik 'n hele hoofstuk net aan jou tong, maar hy sê daar, pas op met wat jy sê. Pas op wat uit jou mond uitkom. Dis vir my die ongelooflike, dat die Here Jesus ook by hierdie tong ding aansluit, maar dan vanmôre vir my die belangrikste, is as jy vanmôre hierdie gedeelte wil verstaan, dan moet ek en jy vanmôre by die hart uitkom. Want dit is eintlik die hele opsomming van Jakobus se gedeelte. Die hart
bepaal jou hele lewe. En dan kom Jakobus en dan sê hy hierdie ongelooflike ding, hy sê die woord van God moet ingeplant wees in julle harte. Dit is 'n geweldige woord. En ek wonder so by myself hierdie week, wat beteken dit? Dat die woord in ons harte ingeplant moet wees. Dit sluit so aan by Paulus, wat sê in Kolossense 3 vers 14, die woord van God moet hier in julle binneste lewe. Jesus wat vir die mense gesê het in sy tyd, wees veral versigtig met wat in jou hart aangaan, wat jou hart van vol is. Loop jou mond van oor. En hy het ook later vir die fariseërs gekruisig en vir hulle gesê, dis nie wat by 'n mens ingaan wat jou onrein maak nie. Dis juist wat by 'n mens uitkom. En dan gaan jy na die Spreuke toe, Salomo self, wat hoofstuk op hoofstuk op hoofstuk in sy Spreuke sê, bewaar die in en die uitgang van julle harte. Maak seker dat julle harte skoon is. Dawid wat hierdie gebed bid in Psalm 51, Here, skep 'n rein hart in my. En Moses wat in Psalm 90 sê, Here, leer ons om ons dae so te gebruik, dat ons wysheid sal bekom, dat ons harte na U gekeer sal word. En dit is wat Jakobus eintlik vanmôre in sy kruks kom sê. En ek dink Jakobus sluit aan by Jesus se gelykenis van die saaiër in Lukas 8, waar Jakobus sê dat die woord van God op die saailande van mense se lewens gestrooi word. En wat hierdie woord wil doen is, hy soek vrugbare grond. En dan kom Johannes Calvin, en hy help my met hierdie gedeelte, hy sê, wat Jakobus eintlik daar bedoel, is nie dat die woord, die saad, net op jou harte moet kom val nie, jy moet God toelaat, om met sy vinger die saad in jou hart in te druk, en dit nat te maak, met die Here Jesus, die stroom van lewende water. 'n Gemeente, wat beteken dit? Dit beteken dat ek en jy al hoe meer tyd moet maak om by die Here te wees. God kan nie sy woord in jou laat wortel skiet as hy jou net een keer 'n week op 'n Sondag kom ontmoet nie. Hy kan nie vir jou sy woord laat inplant en laat vrug dra as jy hom net so af en toe in jou noodgebede gaan soek nie. Nou het ek hom nodig. Nou moet hy inspring en nou moet hy my help nie. Dit beteken, gemeente, dat ek en jy soos Jesus Christus gereeld onsself moet gaan afsonder. Gereeld tyd maak om voor God en sy woord te kom, sodat hierdie woord, vriende, wat baie keer vir jou spookagtig lyk, en baie keer vir jou so vreemd voorkom, en dan kom mense, dan sê hulle, dominee, ek verstaan nie die Bybel nie, dan sê ek, jy spandeer te min tyd met hom. Want die Here het klaar sy woord ingeplant. Die dag toe jy die Here Jesus Christus ontmoet het die Here vir jou sy woord gegee. Dis wat bekering behels. Jy kan net tot bekering kom as iemand vir jou die evangelie deel. En jy kan net die evangelie glo as God iemand stuur. En God kan net iemand stuur as daai persoon aan God oorgegee is. Dit is hoe die woord van die Here wortel vind en pad vind in jou en my lewe. En dan kom Jakobus eintlik en hy sê met hierdie gedeelte, as die woord wortel skiet in my lewe, dan vloei dit uit na my hande toe. Dit vloei uit na my mond toe. Dit vloei uit na my oë toe. Dit vloei uit na my ore toe. En op die einde van die dag vloei dit uit na 'n verheerlikte lewe in Jesus Christus. Ek dink nie ons besef die geweldige impak van wat Jakobus vanmôre hier sê nie. Die woord van God in ons
geplant. Hy gebruik 'n woord hier, ek wil net gou by die woord kom. Hy gebruik die woord dekomai, die Griekse woord dekomai. En dekomai beteken dat ek nie net hierdie woord ontvang nie, ek nooi dit in. Ek maak dit 'n gas in my lewe. Ek maak 'n spesiale, eerlike plek vir die Here se woord en vir my tyd in hom, om by hom te sit en te wees. Gemeente, kom ek vra vanoggend vir jou. Waar in jou dag word jy voor die Here stil? Jy moenie vir my sê, dis vanaand 5 minute voordat jy jou liggie afsit nie. Ek het 1 jaar hierdie geveg met my gemeente gehad, in die vorige gemeente, waar die kerk vir my gesê het, ons moet die kinders weer leer van die Bybel, want hulle ken dit nie. En ek sê toe vir my gemeente, jy kan nie vir kinders vir 'n halfuur op 'n Sondag. En as jy dit op mekaar tel, 20 Sondae 'n jaar, dis 10 ure. 10 ure 'n jaar. Jy kan nie vir kinders in 10 ure 'n jaar die Bybel leer nie. Dit begin by jou huis. En ek wil vanmôre nie hieroor praat nie, want dit is nou skoolvakansie, maar nou hier is daar 'n paar jong mense. Gemeente, dit is skokkend, om die kinders in ons kategese te sien, hulle weet nie eers hoe om met hierdie boek te werk nie. Jakobus sê die woord van God moet ingeplant wees in julle harte. Dit is vir my so ongelooflik as die Here met Moses praat, want dit is eintlik die Here se plan. Dit was sy plan van die begin tot die einde gewees. In Deuteronomium 6 vers 6 kom die Here daar na Moses toe, en dan sê hy vir Moses, ek het nou vir jou hierdie kliptafels gegee, maar ek wil hierdie wet op jou hart kom skryf. En dan beteken dit dat elke Israeliet in die volk hierdie woord moet gaan bedink, hulle moet daaroor gaan slaap, hulle moet daaroor praat. Hulle moet dag en nag dit op hulle vingerpunte ken. Want liewe vriende, wat ons vandag doen met ons gesprekke en met al ons debatte, is om af te breek en ons bring nêrens die Here se woord in nie. En dan in Jesaja 31 vers 31 sê God vir Jeremia, Jeremia 31 vers 31, sê hy vir Jeremia, dis wat ek wil doen. Ek wil my woord in julle harte plant. Paulus kom in 2 Korintiërs 3, dan sê hy vir die gemeente, in die ou tyd het God die kliptafels, die wette op 2 kliptafels geskryf, in hierdie bedeling waar ons nou leef, het hy sy gees gestuur, en die Heilige Gees kom, en hy dip sy pen in hemelse ink, en waar skryf die Gees? Op die tafels van ons harte. Daar is 'n ou, William Warner, hy het so bietjie Jakobus 1 gevat en hy het so 3 wenke gegee, 3 riglyne om ons te help vandag. Hoe kan ons hierdie ding regkry? Die woord geplant in ons harte. En die eerste ding wat hy sê is, ek en jy moet voorberei. Ons moet voorberei en dit kom na aanleiding van Jakobus 1 vers 21, die eerste gedeelte. Daar's 'n woord wat Jakobus gebruik, ruparia. En hierdie woord ruparia is gelink, en nou moet julle nie dink die dominee vloek vanoggend nie, hoor. Dit is regtig 'n Griekse woord. Daar staan paresia kakias. Nou die woord kakias kom van die grondwoord kakos af. Dis nie ek wat lelik praat nie, dis Grieks. En hierdie woord beteken slegheid, boosheid, vuilheid. En as jy dit link met die woord reparia, sê Jakobus eintlik hier, wat die wêreld doen aan ons, is die wêreld maak ons ore vol was, sodat geen ander stem daardeur kan kom nie. En as ek en jy die Here se woord in ons harte ingeplant wil hê, moet God kom en hy moet hierdie oorwas kom uithaal. Jy moet na jou spesialis toe gaan, na jou oorspesialis toe, laat hy dit kan uitsuig.
sodat dit weer suiwer en rein en skoon voor die Here kan wees. Maar die tweede ding wat hy sê ons moet doen is ons moet aanhou om te volhard. En hierdie is vir my so geweldig belangrik, gemeente. Sonde hou jou weg van die woord af. Maar die woord hou jou weg van sonde af. Die wêreld met sy stemme, die wêreld met sy vuilheid, die wêreld met sy sedelike onreinheid, hou jou weg van God af. En dit is net God wat jou kan weghou van die wêreld af, van sy stemme af, van sy vuilheid af. En gemeente, ek sien dit so oor en oor en oor in mense se lewens. Hulle kom drasties tot inkeer. Hulle het agtergekom wat hulle gedoen het en dit het hulle lewens geswaai en vir 2 weke gaan dit goed. En dan luister hulle maar net weer na die stemme van die wêreld. En dan beland hulle in 'n dieper gat as waarin hulle was. Die derde ding wat Warner vir ons sê is, ek en jy moet oefen. Nou Jakobus gebruik hierdie woord oefen in 2 maniere. Hy praat positief en negatief hieroor. Op die negatiewe manier sê hy, julle moenie net hoorders wees nie. En daar kom hierdie 4 soorte mense vanmôre in, van wat ons vanmôre oor gehoor het. Julle moenie net hoorders wees van hierdie woord nie. En dan maak Jakobus dit positief, in vers 22 tot 25, dan sê hy, julle moet ook doeners wees. Jy weet gemeente, ek verstom en ek wonder so by myself, wat sou gebeur met die kerk, as vervolging môre uitbreek in Suid-Afrika? En die regering vat jou, omdat jy 'n Christen is, hulle gooi vir jou in 'n tronk, weg van almal af. Wonder ek na wie of na wat gaan jy in daai tronksel luister? En dan is ek nou vanmôre jammer om dit te sê, maar jy gaan nie jou YouTube prediker hê wat vir jou kan bemoedig nie. En jy gaan ook nie jou dominee op die kansel hê wat vir jou kan moed inpraat nie. En jy gaan ook nie daai stemme van die wêreld wat vir jou wil laat goed voel hê om vir jou te sê wat moet jy doen en hoe moet jy voel nie. Daar's maar net een ding wat jou gaan opstaande laat hou. En dit kan julle maar in die vervolgde kerk in die wêreld gaan kyk. Oor en oor en oor. Wat doen daai mense? Hulle sê die woord vir hulle self op. Die Here is my herder. Al gaan ek deur 'n donker dal van doodskade wees, sal ek nie bang wees nie, Here, want U is by my. In Jesaja 43 sê hulle, as ek deur water gaan, Here, sal hulle my nie oorval nie. As ek deur vuur moet gaan, Here, sal dit my nie skroei nie, want U is by my. Ek en jy moet die woord oefen. Ek en jy moet sorg dat hierdie woord deur die Here diep ingedruk word in ons lewens. En ek kan dit nie vanmôre meer beklemtoon as wat ek doen nie. Maar 'n persoon wat se Bybel uitmekaar uitval, is gewoonlik tekenend dat daai persoon se lewe nie uitmekaar val nie. As jou Bybel uitmekaar val, kan ek jou waarborg, jou lewe doen nie. Want dan werk jy met die woord. En daarom stuur die Here jou en my vandag met hierdie gedeelte van Jakobus terug na sy wêreld toe. En hy kom sê vir ons, wat ook al julle bedink, wat ook al julle sien, wat ook al julle hoor, wat ook al julle praat, en wat ook al na julle hande toe vloei, mag dit uit 'n sentrum van die hart kom, waar die Here se woord
diep, diep ingeplant is. Dit is vir my die mooiste aan die einde van Openbaring, dan sê die lam, die Here Jesus, net hulle wat end uit volgehou het. Hulle wat hulle oog nooit van my afgehou het nie. Hulle wat hulle wenkbroue op die horisonne gelaat het wie die wenstreep in hulle sig. Hulle wat aangehou loop het, hulle wat gesorg het dat hulle by God en sy woord bly. Dis hulle wat die oorwinning sal behaal. So moenie vanmôre vinnig wees om te hoor en vinnig wees om te vergeet nie. Wees vanmôre vinnig om te hoor en wees stadig om te vergeet. Dat die Here Jesus jou so liefhet, dat hy hierdie woord in jou wil kom inplant. Dit so wil deel maak van jou lewe, dat wanneer mense jou oopsny, so sê oom Charles Spurgeon, dan bloei jy die woord. Soos Paulus sê, as hulle ons stukkend slaan soos kleipotte, skitter die evangelie net helderder en helderder uit ons uit. Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Here, U is 'n God van liefde. En U kom skryf vanmôre weer op ons harte. En die Heilige Gees kom heilig dit met hemelse bloed wat van die kruis afkom. En Vader, dit is U wat dan vanmôre ons kom afseël. Ons U sin kom maak. Sodat ons al hoe meer kan word soos wat Christus is. Hemelse Vader, help ons om nie te luister vir die wêreld nie. Help ons om al hoe meer die woord in ons ingeplant te kry, sodat die vrug van die Gees daaruit kan groei. Maar Here, ons kan dit nie alleen doen nie. Help ons daartoe, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons enigste Here. Amen. Daar's geleentheid